ek begrafnis definieer? Ek dink in die eerste plek as ons mooi dink daaroor, gaan dit oor herinneringe. Ons is hier voor God, maar ons is ook voor mekaar wanneer ons by 'n begrafnis opdaag. En dit is om 'n laaste eerbetoon aan die afgestorwene te kom gee. Die tweede plek is dit 'n tipe van 'n lewensoriëntering. Want ons moet nog die pad aangaan. Ons het nog 'n pad om te stap. En ons moet onsself oriënteer oor hoe ons hierdie pad gaan stap. Die derde ding wat by 'n begrafnis gebeur, is dis 'n geloofsbevestiging. Ons erken ons afhanklikheid van God. Ons erken dat God die gewer is van lewe, maar dat hy ook die nemer is van lewe. En dat ons troos by hom kan ontvang, maar ook moed vir hierdie lewenspad van wat voorlê. En toe kom die vraag by my op, maar hoekom is Psalm 23 so 'n gewilde keuse vir 'n begrafnis? Het jy al bietjie daaroor nagedink? Op hoeveel begrafnisse het u al Psalm 23 moes luister? En elke keer het die bedienaar van die woord 'n ander hoek waarna hy na hierdie ding kyk. Nou ek sê altyd vir mense, as ek nou, hier sit Weskus Jukskei voor my, as ek nou die manne hier moet vat, en ons ry vanaand Bloemfontein toe, en ons gaan kyk 'n rugbywedstryd, en ons kom terug, en julle almal vra vir ons, maar, hoe was dit? Dan sê ons, nee, dit was lekker, ons het dit verskriklik geniet, maar vertel bietjie. Kom ons sê ons was 5 persone wat gegaan het. Dan vertel al 5 'n ander storie, hoewel hulle langs mekaar op die paviljoen gesit het. En het jy al gedink, hoekom? Want ons kyk uit 'n verskillende verwysingsraamwerk na die wedstryd. Julle kan tog nou dink, met my lengte en gewig was ek uit die hart van die saak 'n voorspeler. Nou genadiglik het die Here my nogal bedeel met 'n bietjie spoed, so ek was daarom die losvoorspeler, so ek kon daarom nog so 'n bietjie maak wat ek wil. Maar ek kyk met die invalshoek van 'n voorspeler na die wedstryd. Langs my sit 'n man wat dalk vleuel gespeel het. Hy sien niks wat die voorspelers doen nie, hy sien alles wat die vleuels doen en wat die agterlyn doen. So jy sien, ons kyk met 'n verskillende verwysingsraamwerk na 'n spesifieke ding, en daarom het ons ook verskillende opinies. Maar Psalm 23 is so gewild, omdat dit 'n belydenis uit die hart van 'n gelowige is. Dis 'n taal vir ons emosies en ons gevoelens wat uitgedruk word in Psalm 23. Dit span as ware 'n tentdoek oor ons hele lewe en oor die dood. Dit gee perspektief vir ons op onsself, maar dit gee ook vir ons baie perspektief op God. En daarom wil ek hê, en ek het vanaand die nuwe vertaling, die 2020 vertaling hier aangehaal, wil ek hê, jy moet vanaand met 'n oop gemoed daarna luister. Ek het aan die einde, gaan ek so u los met so 'n gedagtetjie wat ek wil hê, jy moet met die saamdra, maar kom ons lees Psalm 23. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Nou geliefdes, as u mooi geluister het en ek het dit probeer so 'n bietjie beklemtoon terwyl ek lees, letterlik kan u en ek oor elke gedagte wat ons in Psalm 23 vind, iets vir mekaar sê wat van groot waarde sal wees. Maar ek wil hê vanaand, ons moet fokus op net 2 woorde, is en sal. En nou sal jy vir my vra, maar hoekom is en sal? Daar's tog die Here, daar's tog sy troon, daar's tog sy ewige verblyf. Maar ek wil hê ons moet vanaand fokus op is en sal. En hoekom sê ek so? Die Here sê vir ons, die Here is by jou. U is by my. Ek is veilig. En dan daar in vers 4, selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. Ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Nou geliefdes, toe ek hierdie ding sit en oordink, nadat hulle my gebel het om te vra vir die kerkdiens van vanaand, toe kom die gedagte
van 'n blommetuin by my op. Die is die saadjie wat ek plant. Die Here is by jou. U is by my. Dis 'n saadjie wat geplant word. Die sal is die blom. Nadat hierdie saadjie ontkiem en groei, dan ontpop hier 'n pragtige mooi blom. En die sal verteenwoordig vir ons die blom. Nou is die vraag, en ek wil dit vanaand vir elkeen van u vra, is ek en jy 'n blommekind? Ek het eendag 'n titel van 'n boek gesien, wat daar duidelik groot in aanhalingstekens staan, sê dit met blomme. Nou, ek weet dadelik, ek is nou intel by die vroulike geslag. Die mans, ja, ek is een van hulle wat swaar kry met die blomme. Maar is jy 'n blomme mens? Want met verskillende boodskappe en stemminge word met verskillende tipe blomme gekommunikeer. As ek oor die lewe dink, dan dink ek dat ons iets van saad en die blom moet verstaan. Ons moet die is in Psalm 23 verstaan, en ons moet dit in ons lewens gaan inplant. Hier lê 'n week voor. Eendag gaan ek briljante jukskei speel, die tweede dag val ek in 'n gat. Maar die Here is by my. Hy laat jou nooit alleen nie. Hy sê hier vir ons, by u is ek veilig. So as u en ek in ons eie menslike gat val van negativiteit, van swak spel, onthou, die Here is by jou. En ons sal die sal moet verstaan en wys, soos hierdie pragtige nuwe blommetjie, en toe kom jy te gedagte van daai ou klein orgidee blommetjies in my kop op. Daai ou klein blommetjie daar in die Name Basel, ek het hulle ook gesien nie. Kry mense ou blommetjie, en jy sal my nie glo nie, ek het die voorreg gehad om vir amper 5 jaar daar in die bediening te wees, en het iemand my daar naby Swakopmund na die Maan landskap toe gevat. Ek glo baie van u ken die plek. En daar is letterlik 'n ou plantjie, as ek nou reg onthou, Michael help, Ligium, is daai ou klein woestynplantjie. Maar as jy letterlik jou hand in 'n druppel water in 'n koppie druk, laat dan net 'n druppeltjie water in jou hand is, en daai druppeltjie drup op daai blommetjie, en jy staan en kyk vir hom, dan sien jy hoe gaan daai blommetjie oop, en hy bly vir 'n gegeewe periode oop, en as dit begin die water, die voggies wegraak, dan gaan hy dadelik weer toe. En dit is maar net 'n beskermingsmetode, maar daar is so iets wat ons moet verstaan van hierdie klein blommetjie. Wat doen 'n blom? En nou kan ek vir die vroulike geslag vra, maar ek wil eintlik vir die mans vra. Wat gebeur in jou as jy werklik 'n mooi blom sien? Vir my is 'n protea, die koningsprotea, baie spesiaal. Daar by julle in die Weskus kom hulle baie by, hier by ons het ons sien. Wat doen dit aan jou as jy hierdie blom sien blom? Dis as ware asof daardie blom vir jou sê, kom hier. Kom net bietjie hier, kom staan net bietjie hier by my. Kom waardeer net wat jy hier sien. En so moet ons lewens wees. Ons lewens moet van so aard wees dat ons vir mense sê, kom bietjie nader, kom vertoef net 'n wyle hier by my. Kom beleef Jesus Christus wat ek ken. Die saad en die blom praat met elkeen van ons. Die is om ingeplant te wees. Nou is die vraag, is die saad al in jou lewe ingeplant? Is daar al werklik iets wat begin broei in jou, wat begin groei en wat wil uitbars? Of is jou verhouding met die Here verwaarloos? Is jou lewe op 'n plek waar jy wil vra, wat is die doel van die lewe? Hoekom is ek hier? Wat moet ek hier maak? Die sal is daardie blom. Dis daardie praktyk in elkeen van ons se lewens. Hoe lyk die blom in jou lewe? Is dit 'n saad wat 'n pragtige blom gee? Of is dit onkruid wat almal wil vertrap? Die is en die sal kom by ons soos 2 hande. Ons lewens kan verlep as hierdie 2 hande te ver uit mekaar uitraak. In Psalm 23 gee Dawid vir ons taal om greep op ons lewens en al die dinge daarin te kry. Weet, die Here wil jou vandag toevou in sy liefde.
Die Here wil vir jou sê, ek is jou herder, joune. Nie die iemand langs jou nie, joune. Ek is by jou. Daarom, jy sal nooit alleen gelos word nie. Jy sal nooit agtergelaat word nie. Ons lees in die Bybel van die skaapwagter wat die 99 skape bymekaar gemaak het, en toe hy een kort, het hy hulle toegemaak en daardie een gaan soek. Die Here sal jou nooit alleen los nie. Jy hoef nooit bang te wees nie. Jy kan altyd tuis wees. Daarom is die oproep van die Here, blom, roep die mense nader, deel met hulle daardie vreugde van Jesus Christus in jou lewe. Ek wil afsluit, en ek wil vir u so 'n stukkie lees, en dis weer Psalm 23, dis 'n aansluiting tot die prediking, maar ek gaan myself kort onderbreek. Die Here is my herder. Wat beteken dit? Geloof. Niks sal my ontbreek nie. Dit gee vir ons sekerheid. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Hy gee vir ons tevredenheid. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Rus en vrede in jou lewe. Hy verkoop my siel. Hy vul my met sy teenwoordigheid. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Hy gee vir jou en vir my die leiding. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Hy kom herbevestig vertroue dat ons nie eers vir die dood hoef bang te wees nie. Want U is met my. Hy gee vir ons 'n toevlugsoord. U stok en u staf, die vertroos my. Vertroosting wat ek en jy nie eers by ons man of ons vrou kan kry, of by ons geliefdes nie. Gee die Here vir ons. U berei die tafel voor my aangesig teen my teenstanders. Hy voorsien. Maar ons aanvaar dit as die norm. U maak my hoof vet met olie. Hy seën ons met die keur van sy seëninge. My beker loop oor. Blydskap is jou en my deel in die lewe. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Loutere genade. Genade uit die hand van God. En ek sal in die huis van die Here bly tot in lengte van dae. Hy beloof vir ons die ewige lewe. Sien u hoeveel preekstof, sien u hoeveel nadenkende stof is in Psalm 23, en ons is geneig om hom net so vinnig te lees. Ons leer hom ons as kindertjies ken, en ons lees hom so vinnig, maar ons dink nie mooi oor wat ons lees nie. En dan sluit ek af met 'n gesegde van 'n ou teologiese befaamde persoon. Hy sê, lees soos geskrywe is, doen soos geskrywe is, glo soos geskrywe is, en ontvang soos geskrywe is. Kom ons sit net so en sluit ons die oor. Here onse God, as ons stil word vanaand, dan kan ons nie anders as om vir u dankie te sê dat u ons bederf met soveel liefde en genade, wat u in oorvloed in elkeen van ons se lewens gee. Here, dan besef ons opnuut hoe nietig is die mens. Minder is 'n sandkorreltjie, maar u maak bemoeienis met elke een individueel. Here, dan besef ons opnuut hoe almagtig is die lewende God wat ons aanbid. Hoe groot is u? En ons staan verstom, en ons kan u net loof en prys en dank. Ons kan u net eer vir alles in ons lewens. Dankie dat ons vanaand ook kan saam wees as 'n groep jukskei-spelers met 'n liefde en 'n passie vir ons spel. En Here, as dit u wil is, gee dat daar geen ernstige beserings hierdie week sal wees nie, dat ook alles wat op hierdie bane sal gebeur, sal geskied tot eer en verheerliking van u naam. Gee dat hulle wat verbyry, soos 'n Josh McDowell van ouds sal vra, wat gaan aan in hierdie mense? Wat het hulle wat ons nie het nie? En dan kan ons getuig, Jesus Christus is in ons lewens. Ons loof en ons dankie met alles wat in ons is. Amen. Jy net kans dat ek hierdie dingetjie insit. Ek wil hê ons moet afsluit